praat vanoggend met jou oor die tema veranderd. Om veranderd te wees. Wie van julle wil graag hemel toe gaan, kan ek gou sien? Maar party mense leef asof dit die enigste goal is. Ek wil net by die hemel uitkom, ek wil dit net maak om in die hemel te wees. Maar ek het vir jou goeie nuus, hier op aarde moet mense rondom jou kan agterkom dat regtig 'n verandering in jou plaasgevind. Nou, ja, kry ek daarom 1 ja. Die lekkerste lekker is om te sien, daar's 'n verandering wat in jou plaasgevind het. Jy het verander, want God het deel kom word van jou lewe. En daar's een so 'n karakter in die Bybel wat regtig, dit staan vir my aan, die koning wou gehad het, dan moet iemand na hulle gekom het, klomp ouens wat hy voor gevra het, en toe's een van hierdie manne en sy 3 vriende, Daniël, en hulle word geherdoop in die koning se name, Beltsassar, en dan is dit Sadrag, Mesach en Abednego, en dan, ons gaan nie van Beltsassar praat, ons praat van Daniël. Maar hy kom as 'n vreemde man in hierdie koning se paleis in. Hy moet luister na die koning se bevele, hy doen dit nie. Hy mag nie buig, hy moet buig elke dag op 'n sekere tydsgleef, moet hy buig en na 'n sekere kant toe kyk om die koning te aanbid, hy doen dit nie. Hy moet die koning se kos eet en die koning se wyn drink, hy doen dit nie. Want Daniël en sy vriende het besluit, God is deel van hulle lewe. Ek vra net gou vir jou die vraag, hoe is jy wanneer jy dink niemand sien jou nie? Hoe leef jy? Hoe tree jy op? Wat gebeur in jou sirkels, in jou vriende, familiesirkels? Hier kom ek in. Hoe beklei jy? Met die vuispa. Ek kom van die Oosrand af. Nee, asseblief vriend, moenie so beklei nie. Moenie so beklei nie. Maar as jy nou 'n woordewisseling het, wat se gevleelde woorde kom daar uit jou mond uit? Ek weet dit gebeur net in die Vrystaat, maar ek praat nie met jou vanoggend. So, wat is die verandering wanneer Jesus in jou lewe ingestap het, as God deel kom word van jou lewe, as ek gedoop is, as ek regtig glo ek is gedryf, gevul deur die Heilige Gees, wat gebeur in jou lewe? So kom ons leer uit die skrif uit, wat het gebeur in Daniël se lewe? Now God made Daniel to find favor. God made Daniel to find favor. It's not because of who you are, but it's because of who God is in your life. Kan jy amen sê op dit? Die oomblik as God instap, toe God instap in Daniël se lewe, dan sê die woord, but Daniel find favor in God, compassion and loving kindness with the chief of the eunuchs, die hoofpaleisbeampte. Vers 17 sê, as for these 4 youths, nou kom ek pos net gou hier oomblik, as jy onder 30 is, steek gou jou hand op asseblief. Oom, jy jok, jy is 50. Luister, daar's iets daarin wanneer God 'n jong mens beet kry. Daar's iets daarin wanneer 'n jong mens luister na die stem van God. Ek wil regtig vir pappas en mammas vra, op 'n 12-jarige ouderdom het hierdie ouetjie 'n oomblik beleef in die kerk. En daai oomblik het gemaak dat ek God bly dien het. Moenie uitmis op die oomblikke, op die geleenthede wat 'n jong mens wil ja sê vir Jesus nie. God gave them knowledge. God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. En dan sonder dit die woord of die naam, die persoon Daniel uit, dan sê, and Daniel had understanding in all kinds of visions and dreams. Not because of who he is, but because of God. Sê gou, omdat God in sy lewe is. Ag nee, sê dit net met entoesiasme, al kry jy koud. Sê omdat God in sy lewe is. Omdat God in jou lewe is, wil ek vanoggend vir jou sê, moet daar 'n veranderende mens wees wat opstaan. Nou kan ek gou eerlike hande sien. Ek weet ons is in die Oosrand. Wie van julle het al foute gemaak? Kan gou jou hand sien? Ag, julle is so eerlike klomp mense.
Wie van julle het die afgelope maand al 'n fout gemaak? Dankie vir jou eerlikheid. Ek steek my hand ook op. Wie van julle het afgelope week 'n fout gemaak? Wie van julle het vanoggend 'n fout gemaak? Nee, ek het nie. Ek onthou as ons op pad kerk toe was. Ek weet nie hoekom dit so gebeur het nie. Maar ons sal my ma en pa 'n rede kry vir 'n fight. En wie van julle se huise het dit ook al gebeur? My een pel het altyd gesê, hierdie is my vrou Wilhelmina met die klem op die hel. Rare. En weet jy wat, hy was 'n pastoor. Hy het altyd gesê, moenie die hel in haar soek nie, want jy gaan dit kry. Dit is net so. As my vrou nou kom, sy is nou vanoggend hier nie, ons trek, ons is in die middel van 'n proses, vergewe. Maar as my vrou nou hier kom met 'n moeilike ding, dan sê ek net, okay my liefie. Sy het nog geleer, my okay, is so wyd en so ver, soos die Here se genade. Ek vra vir jou vanoggend, daai oomblikke waar jy dink jy's alleen, dat jy dalk sal sê, Here, ek wil net onthou dat God by my is. En dat ek verander het. Ek het ja gesê vir Jesus. En omdat God in jou lewe gestap het, is jy 'n veranderde mens. Dink jy anders, jy besef, hy beskerm jou, hy vertroos jou, hy is een wat jou bemoedig, hy is een wat jou bekwaam maak, hy help jou, hy bekragtig jou, hy maak jou sterk. Daniel had favor, compassion and loving kindness. Hulle het skill in hulle lewe gehad, wat gebore was uit die hand van God uit. Ek het al baie keer gesê, Here, ek weet nie nou wat nie. Maar dan bid ek, en dan is dit God wat vir my die antwoord kom gee. Een groot myn voorsitter in ons land, sy vrou was in die bediening en hy het ook die Here gedien, en hy kry die aanstelling by hierdie verskriklike myn. Hy sê, en hy gaan staan die oggend vroeg, gaan staan hy so by die boardroom, die raadsaal, dankie. En hy hou die deurkusyne so vas, en hy begin te bid, en hy sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie myn om te draai nie. Ek het nie die antwoorde nie. Hy sê, en terwyl hy die deurkusyne so vashou, en is koud, en hy het so koue gevoel in hom, stap hy deur die deurkusyn, toe hy deurstap, toe sê die Here vir hom, maar ek is met jou, ek is God. Ek wil vanoggend vir jou ook sê, maar God is met jou, hy is God. Ek wil vra, verwag die bonatuurlike, verwag bietjie die onmoontlike. Kom by 'n plek uit waar jy sê, ek gaan sien hoe God werk, hoe hy buite lyne gaan instap in my lewe, en ek wil dit uitspreek oor jou, dat jy vanoggend een sal wees van duisende wat sê, toe God deel is van hierdie oomblik, van hierdie saak, toe verander alles, want God het ingestap. Ek vra die vraag, bid jy dit oor jou, oor jouself, bid jy dit oor jou gesin, bid jy dit oor jou mense, bid jy dit oor jou familie, roep jy die onverwagse as die verwagting op voor God, of is jy net tevrede met die gemiddeld? Ag, dis nou maar hoe dit is. Of verstaan jy iets vanoggend van, wanneer ek instap, en ek sê ja vir Jesus, dan sê ek ja vir God, wat begin besluit te neem oor my lewe. Come on church, are you with me? Is jy tevrede net, om maar net aan te gaan? Vertrou jy op God, of die buitengewone? Die beste wat ek kan wees, nie omdat ek so goed is nie, maar is omdat die beste God in my lewe is. Iemand vra enig vir 'n werker by 'n besigheid, hy is besig om aan 'n fiets te werk. Hy sê, wat doen jy? Hy sê, meneer, ek maak seker dat die kind wat op hierdie fiets gaan ry, altyd veilig gaan wees. Hy maak nie net die fiets reg nie. Daar's 'n groter prentjie, want hy verstaan iets van 'n God wat in sy lewe ingestap het, en my lewe kry meer betekenis, want God is deel daarvan. God se betrokkenheid by die mens was van die begin af daar gewees. In die tweede vers van die Bybel gaan ek dit vir jou lees. Genesis 1 vers 2 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters,
Maar die gees van God het oor die waters gesweef. Duidelik kommunikeer God sy teenwoordigheid van sy Heilige Gees van die begin af. Jesaja 59 sê, die Here kom na Sion toe as verlosser, na die toe in Jakob wat hulle van hulle sonde bekeer. So sê die Here, vers 21, wat my betref, sê die Here, dit is my verbond met die volk, my gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit jou mond van jou kinders en jou kleinkinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie. Ja, daar is 'n paar wat amen sê. Dis seker een van die grootste beloftes wat God jou kan gee, en dis dat hy sê, op jou kinders en op jou kleinkinders en op jou geslagte wat volg, sal die gees van die Here rus. Maar hy is ook op jou. Van die begin af, die tweede vers in die woord, dan ag God dit belangrik, ek het dit getel uit verskillende vertalings, dis so tussen 18 en tussen 21, 22 woorde, die woord gees van God, wat deurkom, the Spirit of God is on you. God het dit belangrik genoeg geag om van die begin af te kommunikeer, my gees is elke dag op hierdie aarde, het sweef oor die aarde, dis by jou en by my. So, hoekom? Sodat jy kan hemel toe gaan, papa. Sê vir iemand langs jou, ek gaan hemel toe. Wie van julle was al by 'n skoolse klok wat lui? As 'n kind klaar maak met skool. Kan, steek jou hand op, matrikulant maak klaar, en dan word die klok gelei, of hulle doen hulle op partykeer nou vir die graad 7's ook. Dit lyk my, dis ons nuwe goal. Maak jy die graad 7 ons? En you got it. Okay, is eintlik voorstel graad 12 te wees, hoor. Dan klok lui. Maar dit is 'n verskriklike boring affære, in my opinie. Wie van julle stem saam? Dit is hondboring, want jy moet wag tot jou kind uiteindelik die klok lui, en net daai 3 sekondes, daar gee paparazzi op, en dan neem almal foto's van jou eie kind. Maar dit is 'n goeie ding, gaan doen dit asseblief, want dit is 'n mooi oomblik, dit is lekker, dit is nice. Nee, dit is nice. En dan die oomblik is, as daai kind nou die klok lui, dan al sy maats, haar maats, dan cheer hulle daai kind, en is amazing. Jy het skool gemaak. En dan staan dan sê ek, kies nou lê die lewe vir jou voor. Hier kom het papa. Maar ek staan by my dogter se kloklui oomblik by Hans Moor. En die absolute boring oomblik. Ek wil aan die heeltyd aan die gang wees. Ek is die heeltyd aan die beweeg. Ek voel die heeltyd, Glenn het my gedoop Willem Wikkelspies. Want ek sê altyd ek wil wikkel. En ek staan daai dag daar, die klok lui. En die Here sê vir my, so sal dit eendag wees, wanneer jy by daai poorte instap, en die klok gaan rattle, soos wat die engele gaan juig, omdat jy dit mag in die koninkryk in. Weet jy wat is dreaded, wat is bad? Ek wil glad nie eens daaraan dink, I don't even want to entertain the thought in my head, is om te dink, ek ken jou by jou naam is Dion Swart. En jy stap eendag by die hemel in, of ekskuus, jy kom so voor die poorte, en nou Paulus kyk jy so, en hy sê vir jou, ekskuus Dion, nie jy nie. You didn't make it. Ek lees hierdie week op Facebook, van twee verskillende families, wat selfmoord gepleeg het, jong mense. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek wil hê die klok moet eendag geraas, wanneer jy by die koningpoorte aankom. Moenie vir my sê, jy's veranderd, maar daar is nie sinnelike en wesenlike, 'n duidelike, wat mense in jou lewe kan agterkom, jy het regtig verander nie. Jy al gesien, party mense soos 'n dinamiet, wag dit jy op hom trap, papa, dan ontplof hy. Trigger nie die verkeerde ding in sy lewe, dan as jy sien, hoe kom jy van hels dinge uit. And we can't live like that. Ons kan nie vanoggend vir mekaar, dan is jy besig om vir jouself 'n videodroom te vertel. Is besig om vir jouself te jok. Ek hoor hulle praat ook van lieg.
Maar jy kan nie sê, ek het verander, maar ek het nie regtig verander nie. Is ons beter as ander mense? Nee, nooit nie, ek is nie beter nie, maar ek word sterker deur die Heilige Gees wat in my lewe kom instap. Die begrip, die verstaan, die comprehend, verstaan, die van Jesus se disippels, hulle is so half onkant gevang toe Jesus sê, ek gaan van julle af weg. Want hulle het 'n veilige plek gehad in Jesus. Hulle het gevoel, dis hulle safe space. Die ervaring van sien Jesus, voel hom, beleef hom, hoor hom, eet saam met hom elke dag, gaan nie meer daar wees nie. Maar God se plan, ouens, wanneer God besig is om goeders te doen in jou lewe, en dit lyk buite die normale, dit lyk buite dit wat jy verstaan, dit wat, jy kan dit nie definieer nie, as mense wat vanoggend hier sit in my hart stikkend, jy kan nie verstaan, hoekom gaan jy deur sekere goed nie, maar as ons verstaan, as ek buite die lyne probeer kyk, van hoe God na my kyk, dan sê ons, Here, maar ek is in afwagting om te sien dit wat God gaan doen. Kan ek 'n amen kry? So, my vraag is, wat het Jesus in die hemel gaan doen? Hy het 3 goed wat ek vir jou wil uitlig. Hy het 'n plek vir jou gaan voorberei. Jy al gehoor 'n vink, maak 'n nesie en dan kom die wyfie en kyk sy of die nesie alright is en dan skop sy dit uitmekaar uit. Jy al gehoor? Ek is nou besig om my vrou se nuwe nesie reg te kry, dan bid ek elke dag, Here, asseblief help my net. Nou kan jy dink hoe dit moet wees, hierdie God van wonderwerke. Hy sê, ek gaan hom vir jou 'n plek voor te berei. Apparently it takes a long time. Om 'n plek vir jou en vir my voor te berei. Die weggaan van Jesus was 'n bepaalde rede, sodat waarna toe ek en jy eendag gaan, Johannes 14 vers 1 tot 3, moenie ontsteld wees en glo in God, glo in my, en die huis van my Vader is al baie woonplek, it's a big house, with lots and lots of rooms, oulike liedjie wat geskryf is. As dit nie so was nie, sou ek het nie vir julle gesê, ek gaan vir julle 'n plek gereed te maak nie, maar as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Luister, die klok gaan eendag lui oor jou. Amen. En dan gaan enige celebration, daar was klaar 'n celebration die dag toe jou hart in Jesus gegee het, Lukas 15:10. Maar eendag as jy in die hemel aankom, gaan dit nog 'n groter oomblik wees. Tweede ding is, Jesus pleit vir ons by ons hemelse Vader. Romeine 8:34 sê, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Meer is dit, hy is uit die dood uit opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Kan jy jou naam hardop sê? As ek sê 1, 2, 3, dan sê jy so hard as wat jy kan. Gerard, of Pieter, of Susan, of wat jy ook al wil wees. Kan jy saam mee werk? 1, 2, 3. Dion! Jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Jou naam, it's been written there by the blood of Jesus. Jou naam is opgeskryf in die oomblik toe Jesus jou naam opskryf, toe sê, ek gaan hom vir jou 'n plek voor te berei, maar wanneer ek vir jou 'n plek voorberei, sit ek elke dag langs die hemelse Vader, en dan ek sien hoe vat hy so met sy linkerhand God se been en sê, God, ek het vir Dion gesterf. Ek het vir Hendrik gesterf. Ek het vir Rita gesterf. That's our God. That's our Jesus. So die tweede ding wat Jesus gaan doen is, hy gaan pleit vir ons. Maar dan kry hy ook vir ons aanvaarding by God, sodat ons as gelowiges in hierdie intieme gemeenskapverhouding met God kan wees. Luister mooi wat sê Hebreërs 10, hy sê, broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam, en terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het. Vers 22 sê dan, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Jesus het in my lewe ingestap, en toe hy na die hemel toe gaan, dis dit eintlik net al die pad tot voordeel van elkeen van ons. Ek sit met hierdie oop verhouding wat ek het met God. Maar toe bid Jesus, en hy sê, Vader, geef hulle die Heilige Gees. En dit is belangrik dat jy met dit sal verstaan, die Heilige Gees het regtig in jou lewe kom instap, sodat daar 'n verandering kan wees.
die eerste een is om by ons te bly en in ons te wees. Johannes 14:17 sê, naamlik die gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy, die Heilige Gees, by julle bly en in julle sal wees. Wedergeboorte maak dit die anders te leef. Wedergeboorte, die oomblik as Jesus instap, dink jy anders wat ek optree, my hele lewe verander. I have an expectancy for the unexpected. Ek hoor nou nog iemand sê vir my, hulle leef so in vrees, want hulle weet nie wat môre gebeur nie. Dit is daai vrees wat God kom verander na 'n plek van waar jy uitkyk, waar jy opgewonde is, waar jy in verwagting is. Jy leef nie in angs of in spanning nie, maar jy leef in geloof en jy leef in 'n geloofsekerheid. Jy leef in 'n oop baan wat jy het na God en God wat vir jou sê, jy's deel van my. Ek verwag God vir die onverwagse. Kan ek gou 'n hand sien van iemand wat sê, ek wil ook God verwag vir onverwagse goed. As goed wat ek die Here voorvertrou, as honderde hande wat opgaan. Ek onthou jare terug, toe in 2012, toe ons hier aankom, nou die verkeerdste ding wat jy kan doen om in 'n gemeente, as jou voet aan wal gesit het, is om 'n bouprojek te begin. Jy sink jouself die vinnigste as 'n pastoor. En ons is 6 maande deel van die gemeente, maar ouens, hierdie verhoogie was 'n klein verhoogie. Jy het hier agter gestaan, hier iewerste. So 'n klein verhoogie gewees, net so. Julle wat groot geword het in die gemeente van ver af kom, onthou julle, was so klein verhoogie. En dan was die 2 sulke verskriklike wit kolomme. Ek gaan nie vir jou die woorde uitdruk wat hulle vir my gesê het is nie. Mense. Maar ons het hier begin te verander en ver oor R1 miljoen se begroting net die Here voorvertrou. As jy jou voet op die water sit, as jy kom by 'n plek waar jy sê, die Gees van God is in my en hy's by my, dan gaan jy agterkom, jy begin goed doen wat buite jou eie verwagting is. Amen? Jy begin God te vertrou wat groter is as jy. Hoekom? Want is God wat besig is om dit te doen. Die tweede saak wat die Heilige Gees kom aanspreek, Jesus vir God die Vader vra, hy sê, die Heilige Gees moet ons voorspraak wees. Johannes 14:16 sê, ek sal die Vader vra as Jesus, hy sê, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Vers 27 in Romeine 8 sê, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, en ons weet nie self wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. Vers 27, en God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Hy is die een wat vir ons pleit by die Hemelse Vader, saam met Jesus Christus. Hy staan ons in ons swakheid by. Paulus sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Nou, julle het net nou gesê, ek het in die afgelope maand, 'n week, dalk nog vandag, het ek 'n fout gemaak. Ek is die eerste een om te kan erken dat ek swakhede het, ek Dion Swart. Maar wanneer ek my swakheid na God toe bring, sê, Here, dis my swakheid, ek wil hê jy met my beskerm teen hierdie swakheid, dan kom die Heilige Gees, en hy kom word daai voorspraak, en hy kom word daai een wat vir jou pleit, en hy kom word daai een wat sê, Here, ons weet dis deel ons swakheid, en ons wil seker maak, hy gaan staande bly. Ek wil vanoggend vir jou vra om weg te kom van die gladde plekke wat jou hart kan laat val. Ek is seker, almal van ons het al gegly op iets. Hopefully not a banana skin. Al gegly en dan het jou lippe afgeval. Of het jou stuitjie of jou been of jou arm of jou gesig dalk oopgeval. Ek het al. Kom weg van die gladde plekke, want is daai gladde plekke waar die duiwel is waar jy wil vat. Ek dank die Here en ek sê dit met genade, is regtig die genade van die Here, maar op 15 jaar oud, toe wen Rustenburg Hoërskool se rugby spannetjie. Ons was die onder 16A. En daai jare was daar een beker waarvoor die gespeel het, dit was die administrateursbeker van Suid-Afrika. En ons het in allerhande spanne uitgeding, en ons is naderhand in die kwart eindstryd, en naderhand in die half eindstryd, en die half eindstryd, toe verloor ons teen die ouens wat toe nou uiteindelik gewen het, en ons het toe ons uitspeelwedstryd, en ons is toe derde in die land. En het is nou groot hoa, maar ons het so verskriklike beker gemis, en ons kry so 'n klein bekertjie. Ek sal het nooit vergeet.
En toe word daar vir ons jong seuns 'n partytjie gereël deur die onderwysers. En ek kom by die partytjie aan. Nou wie van julle het al gehoor van jy het jou siel verkoop vir 'n pot lensiesop? Wie van julle sal dit doen vir lensiesop? Nee, ek is ook nie seker nie. Maar wie van julle sal julle siel verkoop vir lamsvleis, 'n skaap op die spit? Jesusie, ek kom aan na so lekker lamsvleis. Joe, dit is lekker. En dit lyk sommer net die vir hierdie klomp 15-jariges daar in die land boere dit georganiseer. Ja, en die onderwysers het vir elke seun 'n JC Leroux bottel drank neergesit. Twa. En ons sing ons liedjie, ons sang wat ons gesing het om nou mekaar op te psych en te celebrate. Ons is daar in die land en hy bottel champagne word so oopgemaak. Was nog nie daai jare alkoholiese lose, ek dink nie daar was nie, maar myne het alkohol in gehad. En ek onthou, ek vat daai bottel en ons sing en ons cheers mekaar en ek vat daai bottel en ek drink hom so. Toep, 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 toep. Eers en ek kon gooi, ek het hom lekker gelaat val. En toe ek hom so lekker laat val, toe sê die Heilige Gees vir my, wat dink jy doen jy nou? Jy gooi jou hele getuienis weg. En ek ruk daai bottel van my gesig af, die champagne gaan sommer so oor my gesig, so wat ek hom wegruk. Ek het 'n bynaam gehad, ek gaan nie vir julle sê wat my bynaam was nie. En die een ou sien wat ek doen, hy sê, Dion, wat nou? Hy dog ek het verstik. Ek sê, nee, tjom, ek is klaar. Ek vat daai bottel, ek sit hom so neer. Ta! En ek stap weg, loop, ek groet nie eens, stap weg. Ek is uit by die yard, ek is af teen die pad, loop huis toe, ek was baie fiks. Kom by die huis dan relatief vroeg, my ma en my pa vra vir my, nou? Ek sê, nee, daai partytjie is nie vir my nie. Maar min het ek besef, dit is eintlik maar net God se Heilige Gees. Wat met liefde so agter my nek kom vat het, en my gesê het, what are you busy doing? Jy is op 'n gladde plek. Jy weet wat die gladde plekke, waar jy partykeer toelaat, waar jy weet, God wil my nie hier hê nie. En is op baie plek waar jy die Heilige Gees moet inspraak gee in jou lewe, om seker te maak jy hardloop weg van dit af. 'n vriend bel my hierdie week. Ag, julle moes dit gelees het in die koerant. Hy sê my, het jy gehoor? Is een van ons is 'n groot pastoor wat geval het. Ek sê nee, ek het nie gehoor nie. Dit is voor die koerantbrug. Maar toe ek het hoor, toe huil ek sommer. Sê ek kan nie glo, hierdie godsman het geval nie. En hy sê die woorde, hy sê, partykeer loop die duiwel rond soos 'n brullende leeu. Wie van julle het dit al gehoor? Maar partykeer het hy 2 mooi bene en 'n rokkie aan. Of partykeer kom hy in 'n JC Leroux bottel, of partykeer kom hy, jy weet jou trigger is, mense moet jou net nie kwaad maak en jy geval klap, papa. Of jy vloek maklik, of jy weet, of jy skinder maklik. Jy kan net soveel onkruid doen deur te skinder. 'n gladde mond, 'n los mond, jy ken al die sondes, jy weet die goed waarmee jy sukkel. Ek wil vanoggend vir jou vra, get away from it. Wat as jy gaan val, gaan jy baie seer kry. En ek wens ek kon jou laat bel, dat jy met daai pastoor praat en dan sê, hoor wat hy vir jou sê. Hy sê, ek is stikkend oor my fout wat ek gemaak het. I beg of you this morning, don't do it. Vriendin van my in 'n ander stad, ek gaan nie vir julle sê waar is die stad nie. Sy sê vir my, ag man, is net mans wat jag nie, vrouens jag net so hard. Ek sê, my maggies, ek weet dit nie, ek weet, skiet hulle koedoes of rooibokke of. Die Heilige Gees lei ons ook in waarheid. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in 'n gedeelte van die waarheid lei. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in 'n gedeelte van die waarheid lei. In die hele waarheid, want wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal sê net wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Goeie dit? Waarheid is die teenoorgestelde van 'n leuen. Die band hoef nie op te kom nie, is nie nodig nie.
Het jy al gehoor, al word partykeer waarheid gesê, maar daar's geen liefde aan dit gekoppel nie. Huh? Nee, wie sal my nou kan help? Het jou pa jou so al in jou kort hare beet gekry en vir jou gesê, ek het met jou gepraat, mannetjie, en as jy nie luister nie, slaat ek jou boudalarm. Dis waarheid sonder liefde. Ja, tot jy luister. Dis waarheid sonder liefde. En weet jy waarna toe lei dit? Rebelsheid. Of jy kan besig wees en jy sê vir jou kind, ek is so lief vir jou, jy is papa se oogappeltjie. Maar jy het nou ingestap op papa waar ek besig is op die rekenaar met pornografie. Maar ek is so lief vir jou. Maar nou nie vir mamma sê wat jy vandag gesien het nie. Want papa is baie lief vir my, gaan groot amok in hierdie huis veroorsaak. Mamma het 'n swart beld. Ek het jou so lief. Dis liefde, maar daar's nie waarheid nie. Waartoe lei dit? Dit lei tot leuns. Okay? Almal begin te stories vertel, en dan sê ons mekaar, maar ek het jou baie lief. Die Gees van God gaan jou lei in alle waarheid. Onthou die dag toe jou hart in Jesus gegee het, toe stap waarheid in, en dan stap liefde in. En toe voel ek nie ongemaklik en vreeslik voor God nie. Toe kom God se liefde net oorweldig my. Want waarheid maak vry. Né? Waarheid bou my. Waarheid vat skuldgevoel weg. Waarheid maak dat ek in oorwinning leef. Waarheid maak dat ek wil vergewe. Waarheid maak dat ek wil vergeet. Waarheid maak dat ek nie met hopeloosheid leef nie, maar met hoop. Waarheid maak dat ek regtig by God uitkom vir wie hy is. Bly weg van die sonde. Ek lees vir hulle in James, Jacob. I say, when you are tempted, don't ever say, God is tempting me, for God is incapable of being tempted by evil, and he is never the source of temptation. Ja, jy weet, God het hierdie ding oor my gebring. Klink so heilig, hè? Ja, God het dit laat gebeur. No, it's your own thoughts. Luister wat sê die Bybel. Instead, it is each person's own desires and thoughts that drag them into evil and lure them away into darkness. Evil desires give birth to evil actions, and when sin is fully mature, it can murder you. So, my friends, don't be fooled by your own desires. Ons moet deur die Heilige Gees bly lewe en in waarheid staan. Vers 2 van Genesis 1 sê, God se Gees het oor die aarde gesweef, want dit was woes en leeg. Eintlik toe God se Gees oor my en jou begin te waai, toe was ons woes en leeg. Toe was ons op 'n verkeerde plek. En God kom stap in deur sy Gees en hy sê, maar ek wil jou voorspraak wees, ek wil vir jou pleit, ek wil jou leer en lei in alle waarheid, ek wil jou kom help. En eintlik as jy vanoggend hier sit, dan kan jy net sê, dankie Heilige Gees, jy is so welkom in my lewe. Om my te leer, my te lei, my voorspraak, my pleit, in waarheid by my te staan. Maar hoekom? Sodat ek net in die hemel aankom? Sodat die klok gelei word? Nee, sodat ek mense saam my kan vat. En mense om my kan agterkom, ek het die Heilige Gees van God in my. En dis die Gees van God wat my 'n nuwe mens maak. En dis wat ek oor jou roep vandag. Dat jy sal kan sê, ek is veranderd. En die Gees van God is in my. You got it? Staan ons gou saam my. Here, dankie dat ons gehoor kan wees vanoggend voor U. Changed by the blood of Jesus. Are we there yet? Not a country mile. Not by a country mile. Maar wil ons verander, verseker om te wees en te word soos Jesus. Vanoggend bid ek dit oor hierdie gehoor, dat ons regtig sal sê, deur die Gees van God in my, het ek verander, het ek geword soos Jesus, en is ek besig om mense saam my te vat,
dat die klok eendag gelei kan word. Ek bid dit vanmôre oor Endeavour Familiekerk, dat ons sal wees op 'n plek waar ons sê, Jesus is my eerste, Jesus is my alles. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.